Goeiemôre, welkom by ons oordenking vir oggend. Ek lees vir oggend vir ons enkele verse uit Hebreërs hoofstuk 4 en dan uit Jesaja 33 lees ons vers 2. Hebreërs 4 vanaf vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Jesaja 33 vers 2. Here, wees ons genadig. Op U wag ons. Wees elke oggend ons krag, ja, ons verlossing in 'n tyd van nood. Geliefdes, Here God se getroue beloftes lei tot 'n gebed van geloof. Jy en ek moet ernstig bid by die troon van genade, dat ons barmhartigheid kan ontvang en genade kan vind om ons te help in tye van nood. Weet jy, ons vyande is wreed. Die magte, die owerhede. Ja, ons moet bid, ons vyande is wreed, wees ons genadig, o Here. Maar weet jy, ons verdien God se toorn vir ons sondes. Maar ons bid, dink aan Dawid se seun. En wanneer ons bid, dink aan Dawid se seun, dan onthou ons Christus se versoening vir ons sondes. God se toorn is van ons af weggedraai, en jy en ek word geseën in sy genadige guns. Die Here God is altyd met ons, met sy arm van mag en krag. En nou vir oggend die vraag, is jou vertroue elke oggend en elke dag in die Here? Want as jy afhanklik is van jou krag, van jou vermoëns, as jy afhanklik is van jou vorige prestasies, jou intelligensie of jou reputasie, verheerlik jy God nie. Is ons nie ook in die tyd van benoudheid nie? Ja, ons het redding nodig. En Jesus Christus is die verlosser wat sy lewe vir jou en my neergelê het as die volmaakte en eenmalige offer vir ons sondes, eenmaal volkome vir ewig. Die ontstellende oorlogvoering in ons harte duur egter voort, terwyl ons sondes in die krag van die Heilige Gees doodmaak, terwyl ons die ou mens uittrek, die nuwe mens aantrek in 'n daaglikse bekering. Kom ons loof God, want ons het so 'n groot hoëpriester, hy ken al ons swakhede en hy het simpatie daarmee. Hebreërs 4 vers 14, redding kom deur Jesus Christus, wat deur die hemele gegaan het. Dit is waarom ons geloof bely, op grond van God se beloftes. Ons glo wat God deur Jesus Christus gedoen het. Ons glo wat God aanhou om deur Jesus Christus te doen. Jesus Christus is jou en my arm van verlossing. Kom ons bely vandag. Ons bely ons afhanklikheid van God se sterk arm van verlossing. Kom ons bely ons behoefte aan hulp, ook in ons probleme, en vra vir God se genade in Christus Jesus. Kom ons bid saam. Ewig, almagtige God en Vader, Here, vandag kom ons en ons loof en prys U.
U wat groot is, U wat genadig is, U wat barmhartig is. Here, ons kom bely vanoggend dat ons afhanklik is van U arm van verlossing, dat ons afhanklik is van die verlossingswerk wat die Here Jesus Christus aan 'n kruis volbring het. Ons kom bely vanoggend dat ons 'n behoefte het aan hulp. Hulp in al ons probleme, ons vreugdes, ons vrese, ons pyn, ons bekommernis. Daarom vanoggend vra ons, Here, dat U deur U genade aan ons sal uitstort deur die krag en die werk van die Here Jesus Christus. Dankie vir U genade. Amen. Vanoggend sing ons saam lied 464 en ons sing die eerste en die derde vers. Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam Psalm 68. Psalm 68 vers 1 tot 14. Ja, hier waar ons besig is met die vrees van die Here, gaan lees dit gerus en dan oordink ons dit môreoggend saam. Maandagoggend, verskoon tog, dis Vrydag vandag, maandagoggend. Aan elkeen van julle 'n geseënde naweek. Ons skakel 9:00 Sondag in op ons erediens en dan maandagoggend om 6:00 weer hier by ons oordenking. Totsiens.